Goeiemôre, dit is Johan Spies hier en ons is besig met ons reeks oor die gelykenisse van Jesus en vandag spring ek 'n bietjie want ons is in Paasnaweek en vandag vier ons die opstandingsdag. So vandag wil ek gaan na die 7 keer wat Jesus in die boek Johannes die woorde gebruik het, ek is. En ons kyk vandag na die woorde wat hy gebruik het, ek is die opstanding en die lewe, want dit is immers waaroor Paasnaweek gaan. So kom ons kyk, wat vertel Jesus vir ons oor sy eie opstanding, en ons vergelyk dit ook met wat het gebeur as Jesus iemand uit die dood uit opgewek het. Kom ons begin deur saam te lees uit Lukas 24, die eerste 8 verse. En baie vroeg in die môre op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle, dit is die vroue, by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in blink klere. En toe hulle bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan. En hulle het sy woorde onthou. So hier sien ons waar die eerste opgetekende geval waar daar getuig word dat Jesus wel uit die graf uit opgestaan het. Nou is daar baie verklaringe wat kom oor hierdie gedeelte. In die eerste instansie kry ons 'n sondige wêreld wat wegdwaal, wat nie glo in Jesus nie, wat nie glo in wonderwerke wat plaasvind nie. Kom ons bekyk hierdie gebeure van naderby. Hierdie mense wat so wegdwaal, ontken eerstens dat Jesus wel gesterf het aan die kruis. Kom ons staan 'n oomblik stil daarby. Ons kry uit verskillende bronne en ons kry uit bronne wat vyhandig teenoor Jesus was, dat Jesus wel gekruisig is. Ons lees in die Bybel dat toe hulle die spies in sy sy gesteek het, het daar bloed en water uitgekom. Dit kan net gebeur by 'n persoon wat reeds gesterf het, want die plasma gedeelte van die bloed skei van die res van die bloed, en die plasma gedeelte is die water wat uitkom, terwyl die bloedgedeelte dan die bloed is wat besig is om te stol. So daardie skeiding het plaasgevind, so Jesus het werklik gesterf aan die kruis. En weer eens, dit word deur baie buitebronne gesteun, dit is nie net in die Bybel nie. Hierdie hele voorval van Jesus wat gekruisig is en gesterwe is, kom selfs voor in jou Joodse geskrifte, wat deur die rabbies van daardie tyd opgestel is, wat absoluut teen Jesus gekant was. Dit wys vir ons dat hierdie dinge die waarheid moet wees. Wat verder vir ons wys dat ons hier met die waarheid te doen het, is dat minstens 10 van die disippels van Jesus het 'n marteldood gesterf, en hulle het 'n marteldood gesterf omdat hulle nie hierdie dinge wou ontken nie. Hulle kon so maklik hulle eie lewens gered het deur te sê, nee, ons het net 'n storie gefabriseer, dit is nie werklik wat gebeur het nie, hy is dood en hy's weg. Maar hulle het vasgeglo in dit wat gebeur het, dat die Here Jesus gekruisig is en dat hy opgestaan het. En dit is waarvan ons hier lees. Nou as jy nie in die waarheid glo nie, gaan jy bereid wees om vir 'n leuen te sterf? Mense is gewoonlik bereid om vir die waarheid te sterf, maar nie vir 'n leuen nie. En dit is waarvan ons hier lees.
En nou gaan ons kyk na ander gevalle en ons gaan kyk waar Jesus vir Lazarus uit die dood opgewek het. En ons gaan dit vergelyk met dit wat hier gevind is waar Jesus uit die dood uit opgestaan het. Kom ons blaai na Johannes toe, Johannes 11. En ons begin lees vanaf vers 3. Ek gaan hier net gedeeltes lees ter wille van die tyd. Johannes 11 vers 3 en 4. Die susters, dit is Martha en Maria, het toe na hom, dit is Jesus, gestuur en gesê: Here, hy vir wie u lief het, is siek. En toe Jesus dit hoor, sê hy: Hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Dit wat Jesus hier sê, wys vir ons dat hy met sy goddelike kennis geweet het, dat daar iets moet voortspruit hieruit. Hy sê die siekte is nie tot die dood nie, maar die Bybel vertel vir ons dat Lazarus gesterf het. Het Jesus alleen vertel? Nee, hoegenaamd nie. Wat Jesus hier vertel, is dat hierdie hele proses van Lazarus wat moet sterf en dat hy, Jesus, Lazarus uit die dood moet opwek, is om God te verheerlik, is om die Seun van God te verheerlik. Daarom moet hierdie gebeurtenis plaasvind. Ons laat so 'n paar verse uit en ons lees verder van vers 8 af. Die disippels sê vir hom: Rabbi, die Jode het u onlangs probeer om u te stenig, en gaan u weer daarna toe? Jesus antwoord: Is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van die wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. Met hierdie ek is besprekings van Jesus, het hy ook daarop gewys dat hy die lig van die wêreld is. So, hy is die lig van die wêreld, en dat die mense hom kan glo, dat jy in hom kan glo en aanvaar, dat hy jou die regte ding sal wys. Hy is die lig wat skyn, dat jy nie in die nag wandel, dat jy jou nie stamp teen dinge wat daar is nie. Sy lig val op jou en verlig jou weg, sodat jy kan sien waarheen hy gaan. Ons lees verder, dit het hy gespreek en daarna sê hy vir hulle: Lazarus, ons vriend, slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Sy disippels sê toe: Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Met ander woorde, is heeltemal 'n menslike reaksie wat hulle openbaar. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. Toe sê Jesus vir hulle ronduit: Lazarus is dood. Met ander woorde, eerstens het hulle gedink Jesus probeer, hoekom wil hy die man gaan wakker maak, want die man slaap en die slaap gaan hom goed doen, dit gaan maak dat hy beter word. Maar dan vertel hy dat hy van die ewige slaap praat, dat Lazarus dood is. Ons gaan aan van vers 17 af. Toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy, dit is Lazarus, al 4 dae in die graf was. Net vinnig weer as ons kyk na daardie dae, hulle het geglo, dis die ou Jode het geglo, dat as iemand sterf, die gees vir 'n 3 dae sou rondsweef oor die afgestorwene, om terug te keer na die liggaam. Maar na 3 dae is die gees weg van die liggaam af. So hoekom word die 4 dae beklemtoon? Die 4 dae word beklemtoon om te wys dat Lazarus werklik dood was. As Jesus binne 3 dae hierdie daad laat plaasvind het, dan kon daar nog steeds twyfel bestaan het, of die gees nie van self teruggekeer het in die liggaam nie, maar hierdie hele gebeurtenis was om die grootheid van God en die grootheid van Jesus te openbaar. En daarom is dit op die 4de dag wat hy daar aankom, sodat almal kan weet dat Lazarus reeds dood is. En Betanië was naby Jerusalem, omtrent 2 myl daarvandaan, so bietjie minder as 3 kilometer daarvandaan. En baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom om hulle oor hulle broer te troos.
En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Mens leer baie van hierdie mense as jy jou Bybel lees. Martha is die een wat die dinge gedoen het. Sy het die huishouding aan die gang gehou. Hier hoor sy Jesus kom en sy gaan hom tegemoet. Maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Ons het in die verlede al gepraat dat Maria op die beste plek was. Sy was by die voete van Jesus en het geluister na wat hy sê. Martha, die doener, daag nou op. Maar sy het ook die geloof en sy glo vas dat Lazarus nie sou gesterf het as Jesus daar was. En sy kom amper met 'n laaste pleidooi, maar ek weet dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Met ander woorde is amper 'n pleitrede, vra vir God dat hy my broer uit die dood uit opwek. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. En weer eens word Jesus se woorde verkeerd verstaan. Martha antwoord hom, ek weet hy sal opstaan in die opstanding van die laaste dag. Met ander woorde, ons werk hier met gelowige mense, mense wat glo dat daar 'n ewige lewe is. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Dis die tema van ons gesprek vandag. Jesus Christus is die opstanding en die lewe. Kom ons lees wat sê hy. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. En hier kry ons die evangelie. Jy moet glo in Jesus Christus. En dan sal jy lewe, al sterf jy ook hier op aarde, want hy gee vir jou die ewige lewe. Jesus gaan voort en hy vra vir Martha, glo jy dit? Sy antwoord hom, ja Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God wat in die wêreld sou kom. Hier gee sy haar hele geloofsbelydenis, sy glo in Jesus Christus. Jy wat luister na hierdie woorde, het jy daardie geloof? Glo jy dat Christus die Seun van God is, dat hy na die wêreld gestuur is om ter wille van ons oortredinge deurboor te word, om ter wille van my en jou sonde te sterwe? Want slegs dan het jy die ewige lewe en al sterf jy op aarde, het jy nog steeds die ewige lewe. Dit is hoekom Jesus kon sê, hy is die opstanding en die lewe, want die twee dinge gaan saam. Die opstanding van Christus het gemaak dat ons die ewige lewe kan hê. En hier werk ons met van die eerste Christene wat daar was, wat geglo het in al hierdie dinge waarvan ons nou hier praat. Vanaf vers 28. En nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Maria, haar suster, stilletjies en sê, die meester is hier en hy roep jou. Maria het, toe sy dit hoor, vinnig opgestaan en na hom toe gegaan. En Jesus het nog nie in die dorp gekom nie, maar was op die plek waar Martha hom tegemoet gegaan het. En toe die Jode wat by haar in die huis was, dis by Maria in die huis was en haar getroos het, sien dat Maria vinnig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg en gesê, sy gaan na die graf om daar te ween. En toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir hom, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Dieselfde geloof wat ons in Martha kry, kry ons ook hier, dat Jesus kon redding gebring het. En ek dink nie dis 'n verwyt wat hulle uitspreek nie, maar dis 'n hartseer omdat hulle besef dat as Jesus by hulle was, sou hy verhoed het dat hulle broer gesterf het. Toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel en gesê, waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk. Kan u in hierdie gedeelte sien hoe Jesus hom inleef in die leed
wat sy volgelinge tref. Daarom is Jesus met ons, wat ook al met ons gebeur. Hy word ook ontsteld oor dinge wat gebeur. Hier is hy ontsteld nie deur Lazarus wat gesterf het nie, maar deur die pyn van afskeid wat sy twee susters beleef, deurdat Lazarus gesterf het. En dan besluit hy om iets daaraan te doen. Waar het julle hom neergelê? En hulle sê vir hom, Here, kom kyk. Jesus het geween. En hierdie geween is oor die hartseer wat hy gesien het in die twee susters van Lazarus. Dit is mense wat hy lief gehad het, dit is mense wat hom lief gehad het. En daardie hartseer dryf hom tot trane. Die Jode sê toe, kyk hoe lief hy hom gehad het, en sommige van hulle sê, kon hy wat die oë van die blinde man geopen het nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie? Dadelik kry jy die mense wat begin bevraagteken of God, of Jesus werklik iets kon doen daaraan. Met ander woorde, ons sien hier verskillende mate van geloof. En Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword en by die graf gekom. Hierdie tweede keer wat Jesus bewoog geword het, was dit oor hierdie mense wat nie die opregte geloof gehad het nie. Die mense wat die twyfel uitspreek dat hy kon verhoed het dat Lazarus gesterf het. So Jesus kom by die graf en dit was 'n spilonk en 'n steen het daarteen gelê. Jesus sê, neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want hy's al 4 dae dood. Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie? Met ander woorde, as jy glo, gaan jy die wonderwerke van God sien. As jy glo, gaan jy nie twyfel aan die wonders wat God kan verrig nie. Hulle het geglo dat as Jesus by was voordat Lazarus gesterf het, hy hom kon gered het. Maar nou dink hulle alles is verby. En nou kom hierdie woorde en Jesus moet vir hulle sê, jy moet bly glo, maak nie saak wat gebeur nie. Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê, en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het, en ek het geweet dat U my altyd verhoor, maar ter wille van die skare wat rondom staan het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Hierso 'n woord oor mense wat hulle self verhef tot bo Jesus en dan stellings maak dat iets moet gebeur omdat Jesus hier so gebid het. Net God kan so 'n gebed gee. So God die Seun het tot God die Vader uitgeroep om hierdie dinge te sê. Ek en jy kan dit nie sê nie, want dan verhef ons onsself tot bokant Jesus. Maar Jesus het hierdie gebed gedoen sodat die mense kon glo dat hulle God die Vader kan aanvaar, dat hulle besef dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is, dat jy net deur hom by God kan uitkom. Jesus gaan voort en nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem uitgeroep, Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom en aan sy hande en voete met grafdoeke gebind en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Kom ons kyk na die verskil van dit wat ons gelees het toe die vroue by Jesus se graf gekom het. As ons ook kyk na die ander evangelies, dan sien ons dat die doeke daar gelê het en die doeke was opgerol gewees. Jesus wek Lazarus uit die dood op. Lazarus kom uit, maar Lazarus is steeds toegedraai met doeke. En Jesus moet die bevel gee dat hulle die doeke om hom moet losdraai, dat hy vry kan beweeg. Sien u die verskil?
Daar word soms gesê dat sy disippels sy lijk gesteel het en dit weggedra het. Kan jy indink as u tussen wagte moet deursluip om 'n liggaam uit 'n graf uit te steel? Sou u die tyd spandeer het om daardie lijk se doeke eers af te rol en dan netjies weer op te rol en terug te sit en dan met die lijk verder te gaan? Jy sal so vinnig as moontlik daar wil wegkom en jy gaan die lijk met die doeke en als vervoer. So hier sien ons 'n verdere bewys dat die opwekking uit die dood van Jesus Christus iets totaal anders was as wanneer God ingryp om 'n mens uit die dood te laat opstaan. Lazarus kom uit toegedraai in doeke. Jesus kom uit die graf en niemand weet hoe dit gedoen word nie, want hulle glo nie in die wonder dat God so gebeurtenis kon laat plaasvind nie, dat Jesus opgestaan het, die doeke opgerol het en weggegaan het uit die graf. Dit is heeltemal 'n ander geval as die eerste wat ons gesien het. En baie van die Jode wat na Maria gekom het en aanskouers was van wat Jesus gedoen het, het in hom geglo. So hierdie wonderwerk het mense na Jesus getrek. Maar kyk nou weer, hoe is die mens? Maar sommige van hulle het na die Fariseërs gegaan en hulle vertel wat Jesus gedoen het. En die owerpriesters en die Fariseërs het die raad byeengeroep en gesê, wat sal ons doen? Want hierdie man doen baie tekens. As ons hom so laat begaan, sal almal in hom glo. Dit is jou kerkleiers wat by mekaar kom. En hulle wil nie hê die mense moet in God glo nie. Hulle wil hê die mense moet glo in dit wat hulle die mense vertel. En is dit nie wat in ons kerke gebeur nie? Die predikers hou hulle eie woord daar, nie die woord van God nie. Hulle wil hê dat jy na hulle moet luister. Hulle wil nie hê jy moet God bestudeer en God leer ken nie. Is dit nie iets waaroor Jesus weer sou ween as hy hier kon wees en hy sien hoe hierdie kerkleiers hier optree nie? Ons gaan verder oor hierdie Fariseërs. As ons hom so laat begaan, sal almal in hom glo en die Romeine sal kom en ons land en ons nasie albei afneem. Met ander woorde, die politiek is belangriker as wat God is. En een van hulle, Kajafas, wat daardie jaar hoëpriester was, sê vir hulle, julle weet niks nie en dink nie daaraan dat dit vir ons voordelig is dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie omkom nie. Met ander woorde, hy is aan die hoof van die kerk. Hy is die moderator of wat ook al, as ons dit nou in moderne terme vergelyk. Hy is die paus van die tyd. Maar hy ken nie God nie. Hy bepleit dat die persoon wat God se woord verkondig, die persoon wat die wondere doen, die seun van God wat hy na hierdie wêreld gestuur word, dat die doodgemaak moet word, sodat die hele nasie nie omkom nie. Hy glo nie daarin dat God sy volk sal bewaar nie. Hy glo nie daarin dat God sy volk sal red nie. En dit is die hoof van die kerk. En in hoeveel kerke gaan dit nie so nie? Dat die persoon moet weg mee gedoen word, die persoon wat die waarheid praat in die kerk. En dit is Kajafas nie uit homself gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die volk sou sterwe, en nie alleen vir die volk nie, maar ook om die verstrooide kinders van God tot 'n eenheid saam te voeg. Wat hier bedoel word met die verstrooide kinders, jy het diegene gekry wat Jesus gevolg het, en jy het diegene gekry wat geglo het in dit wat in die verdraaide evangelies van die Fariseërs. En hy wil eenheid in die kerk kry. Hy wil nie hierdie verskille hê nie. En hoeveel oproepe kom daar nie, dat ons by mekaar moet kom, dat ons een Christelike kerk moet vorm. Waar die helfte, nie die helfte nie, waar 80%, selfs hoër as dit, wegbeweeg
van dit wat in die Bybel beskryf word. Ons kan net een word as ons bly by die woord van God en waarlik die woord van God dien en nie 'n menslike vertolking van die woord van God nie, dat ons die Heilige Gees vra om die woord reg aan ons te open, dat ons sal verstaan wat daar staan. Net dan kan ons saamkom. En nou lees ons verder, van die dag af het hulle toe saam beraadslaag om hom om die lewe te bring. So jou kerkleiers het gekyk wat hulle kan doen om die seun van God dood te maak, omdat hulle nie gehou het van die boodskap wat hy gebring het nie. Waar staan u en die denominasie waarin u aanbid? Dien hulle God of dien hulle die mens? Dit bring my by 'n gedagte wat met eens by my opgekom het en ek glo vas dat as 'n mens besig is om 'n boodskap soos hierdie te bring, die Heilige Gees ook aan jou opdrag te gee om sekere dinge te bring. En ek dink hier aan die woorde van Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan en klop by die deur van jou hart, en as jy oopmaak sal ek inkom en saam met jou fees vier. En hoe dikwels word dit nie in kerke verkondig as 'n evangelisasie boodskap dat Jesus by elke mens se hart staan en klop, en as jy jou hart oopmaak, gaan hy inkom nie. Maar kom ons lees Openbaring 3 vers 20 in verband. Jesus is besig om te praat met die gemeente van Laodicea. Hy praat met die kerk. En hy sê vir die kerk, ek staan by die deur van jou kerk en ek klop daaraan. En as jy my sal laat inkom, sal ek saam met jou fees vier. Ek gaan saam met jou nagmaal hê. Ek gaan saam met jou gemeenskap hê. Jesus praat met die kerk. As Jesus vandag daardie selfde boodskap bring, by hoeveel kerke staan hy nie en klop nie, want Jesus is buite die kerk, hy's nie die sentrum van die kerk nie. Is die denominasie waarin jy is Jesus waaragtig die sentrum van die kerk? Of staan en klop hy aan die deur en vra om ingeneem te word, omdat net die mens gedien word in daardie denominasie, en die menslike verdraaiing van die woord van God? Vra jou kerk waarlik en glo jou kerk waarlik dat die Heilige Gees jou sal lei, sodat jy die woord van God reg kan interpreteer? Jy moet daardie oordeel self vel. So, Jesus het opgestaan uit die dood, maar hierdie opstanding het 'n spesifieke betekenis vir ons. En kom ons kyk in die res van die woord, wat beteken Jesus se opstanding? Handelinge 26 vers 23, dat die Christus moes ly en die eerste wees uit die opstanding van die dode en 'n lig aan die volk en die heidene sou verkondig. Lazarus is min of meer 'n week voor Jesus se intog in Jerusalem, het Jesus hom uit die dood opgewek. So ons sien hier dat die mense wat uit die dood uit opgestaan het, ons dink aan profete wat mense laat opstaan het uit die dood uit, aan Jesus wat Lazarus, en Jesus het by ander geleenthede ook, die weduwee van Kapernaum en so, waar hy iemand uit die dood opgewek het. Dit is nie waarlik die opstanding nie, dit is 'n opwekking uit die dood. Maar Jesus sin is 'n opstanding. Dit is iets anders, so die opwekking en opstanding is twee verskillende dinge. Lazarus het uit die graf gekom met sy doeke aan hom. Jesus se grafdoeke was opgerol en neergesit daar, maar Jesus was nie meer daar nie. Dit was 'n opstanding daarin. So hier gee Handelinge vir ons 'n opsomming van die gebeure. En die lig van die wêreld is verkondig aan die volk en die heidene. Met ander woorde ons, want ons kom van die heidene nasies, het ook hierdie boodskap gehoor. In Romeine 11 lees ons dat ons ingeënt is in die olyfboom, dat ons ook die sap uit die stam in die wortel kry, dat ons so gevoed word dat ons kan vrugte dra vir God.
1 Korintiërs 15 is 'n hoofstuk wat jy gerus in sy totaliteit kan deurlees, want daar staan baie geskryf oor hierdie onderwerp. Ek gaan net hier 3 versies vir u uitlig. 1 Korintiërs 15 vers 13. As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Dit is vir diegene wat glo dat as jy gesterf het, is alles verby, daar is nie weer 'n opstanding nie. So jy maak die woorde van Christus, dat hy die opstanding en die lewe is, maak jy 'n onwaarheid. Jy maak van Christus 'n leenaar, en dan kan jy nie gered wees nie. So jy moet glo dat daar 'n opstanding van die dode is. En Jesus het die dood oorwin, sodat ek en jy die dood kan oorwin, dat ons 'n ewige lewe kan hê. In vers 42 gaan dit voort. So is ook die opstanding van die dode. Daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid. As jy uit die dood uit opgestaan het, dan kry jy die onverganklike liggaam. Jy kry 'n liggaam, 'n verheerlikte liggaam, wat heeltemal anders is as wat jou aardse liggaam was. En dan in 1 Petrus 1 vers 3 word vir ons die hele ding saamgevat. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. God gee vir ons die ewige lewe, as jy glo in Jesus Christus. Ek is weer terug by die denominasies. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat hy vir ons aan die kruis kon sterf, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. Maar hoeveel kerke laat daardie, sodat elkeen wat in hom glo nie heeltemal uit nie? En hulle verkondig dat elkeen hemel toe gaan. Ons leef in 'n wêreld waar jou meerderheid denominasies totaal wegdwaal van die woord van God af. Keer terug na die woord van God en sien wat is die waarheid en bly in die waarheid, sodat jy kan lewe, want Jesus Christus is die opstanding en die lewe. Hy is die waarheid, hy is die weg. Net deur hom kan jy by God uitkom. Met ander woorde, oor hierdie Paasnaweek sien ons die wonder van hierdie gebeure, dat Jesus moes aan die kruis sterf op Goeie Vrydag, sodat hy deur sy wonde genesing vir ons siele kan aanbring. Maar hy moes ook opstaan uit die dood, sodat hy 'n ewige lewe vir ons kan gee, dat ons vir altyd met hom kan wees, mits jy in hom glo. En daarom moet jy jou Bybel in sy totaliteit lees, moenie selekteer wat jy lees nie. As jy gedeeltes van die Bybel verwerp, ek dink byvoorbeeld aan die boek van Jona, waar daar deur skeptici gesê word, hoe kan 'n mens vir 3 dae lank in die ingewande van 'n vis leef? Toe hulle vir Jesus 'n teken gevra het, het hy gesê die teken wat hy vir hulle sal gee, is soos Jona. En Jesus was 3 dae in die ingewande van die aarde, soos wat Jona 3 dae in die ingewande van die vis was. Deur die boek Jona en die gebeurtenis met Jona te ontken, maak jy weer eens van Jesus 'n leenaar. Jy kan jou nog bekeer. Nie jy nie, God kan jou laat bekeer. Maar dan moet jy glo in Jesus, jy moet glo in die woord van God. En ons lees in Johannes 1 se eerste 3 verse, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Jesus Christus is die woord van God, jy moet in hom glo, anders het jy nie die lewe nie. As jy hom tot leenaar maak, is jy gedoem. Maar in sy genade sal hy jou vergewe. Jesaja 1 vers 18 wat vir ons vertel, dat dit nie saak maak hoe groot jou sonde was nie, dit sal afgewas word van jou, maar jy moet God vra om dit te doen. Het jy God al gevra om jou te red
uit jou sondige lewe, om jou sonde te vergewe, om jou sonde so ver van jou te verwyder as wat die ooste en weste uit mekaar verwyder is. Want as jy dit nie gedoen het nie, kan jy nie by Jesus uitkom, jy kan nie by God uitkom nie. So as ons dan na vandag se boodskap kyk, dan sien ons dat Jesus het waarlik opgestaan. Dit is soos die Christene in die eerste eeue mekaar gegroet het oor die Paasnaweek op Paassondag. Die een het gegroet met, hy het opgestaan, en dan is die groetwoord terug gewees, hy het waarlik opgestaan. Kan jy hierdie woorde sê, glo jy dat Jesus het waarlik opgestaan uit die dood? Want as jy dit nie glo nie, glo jy nie in Jesus Christus nie. Jy glo nie dat hy die opstanding en die lewe is nie, en dan het jy nie die lewe nie. Sy opstanding was 'n unieke gebeurtenis. Dit is nog nooit weer herhaal nie. Die mense wat opgewek is uit die dood was iets anders. Ons het gesien Lazarus wat uitkom met die doeke. Daar is 'n verskil in hierdie gebeure, moet dit nie as een ding probeer stel nie. En Jesus se opstanding uit die dood maak dat ons die ewige lewe kan kry. Het jy die ewige lewe, het jy die sekerheid dat jy dit het? Want dit is nou die tyd wat jy jou moet verootmoedig voor God, wat jy Jesus Christus moet erken as God, as die seun van God. Maar as ek praat van seun, is dit nie 'n seun wat gebore is nie. Hy was van die begin af daar, en hy sal vir ewig daar wees. Hy is ewig. Sy lewe op aarde was 'n tydelike gebeurtenis. Hy was bereid om die hemel te verlaat en homself te verneder om 'n menslike gestalte aan te neem, sodat hy aan die kruis kon sterf om vir my en vir jou verlossing te bring. Glo jy dit? Want dan is die feit dat hy die opstanding in die lewe is, dan het dit op jou betrekking. O almagtige God en Vader, dankie dat ons iets het soos 'n Paasnaweek wat ons kan vier. O Here, dankie dat U seun na die aarde gestuur het. Here, dankie dat hy aan die kruis vir ons gesterf het. Maar veral dank ons U vandag dat hy uit die dood uit opgestaan het en dat hy vir ons die opstanding en die lewe is. Dat daar deur hom vir ons vergifnis van sonde kan kom. En Here, ek vra U dat elkeen wat in enige opsig teenoor U verkeerd handel, verootmoediging sal doen en hulle harte vir U sal oopstel, dat U hulle kan wys wat alles verkeerd is, en dat elkeen van ons nader aan U sal kom. Here, 'n liefde soos U sin ken ons nie eers nie, ons kan dit nie begryp nie, maar ons vra U om vir ons groter liefde vir U te gee dat ons nader aan U sal beweeg, en dat ons hierdie liefde sal uitleef, waar ons ook al gaan. En Here, daarom het ons vanoggend ook die vrymoedigheid om te vra in die naam van hom wat die opstanding en die lewe is, dat ons in die naam van Jesus Christus kan vra, dat U ons oortredinge sal vergewe, dat U met ons sal wees, dat U ons die krag sal gee om hierdie boodskap uit te dra en te verkondig, waar ons ook al gaan. Ek vra dis in die naam van Jesus Christus, al hierdie dinge. Amen.